Hallo en baie welkom by ons digitale erediens van Ladybrand Noord gemeente hier op Sondag 23 Augustus 2026. Vandag is Bybelsondag en ek het dit goed gedink om vandag op Bybelsondag 'n bietjie oor die Bybel te preek. En daarom wil ek jou 'n vinnige vraag vra. Die vraag lui so: Glo jy in die storie wat die Bybel vertel? Glo jy in die storie wat die Bybel vertel? Nou ek en Stella het so 2 weke gelede 'n fliek gekyk. Die fliek se naam is Heaven is for You. En dit gaan oor Dominee Todd se seentjie Colton wat amper sterf in die hospitaal. En daar waar hy amper sterf, word hy opgeneem na die hemel en hy sien 'n paar dinge in die hemel wat hy nie sou kon beleef het as hy nie werklik in die hemel was nie. Hy word dan wakker en beskryf 'n paar ongelooflike goed wat met hom gebeur het en wat hy gesien het. Nou hierdie fliek is gebaseer op 'n ware verhaal en dit daag nogal 'n mens se geloof uit. In die fliek kan jy sien dat Dominee Todd aan sy eie geloof begin twyfel. Hy vertel Sondag na Sondag die storie van die evangelie. Hy het goeie preke. Die mense is lief vir hom, maar toe 'n paar slegte goed met hom gebeur en dinge in sy lewe nie werk soos wat hy gedink het dit behoort te werk nie, en die uitdagings kom, begin hy in sy geloof twyfel en begin hy sy geloof bevraagteken. Hy glo nie sy seentjie Colton nie. Hy glo nie dat Colton werklik in die hemel was nie, in die hemel gesien het nie. Sy preke verswak, sy gesondheid neem af. Hy verloor amper sy werk. Maar dan praat Colton oor goed wat hy nie sou geweet het as hy nie in die hemel was nie. Colton vertel dat hy daar in die hemel vir Todd se oupa gesien het. Iemand oor wie Todd nog nooit gepraat het nie en wie Colton nog nooit op 'n foto eers gesien het nie. En toe sy pa vir hom die foto van die oupa wys, toe kon hy hom uitken en sê, ja, dis die man wat ek gesien het daar. Colton praat ook van sy sussie wat hy in die hemel gesien het. Hierdie sussie van hom was nooit gebore nie. Sy het gesterf voor sy gebore is. Sy pa en ma het nooit oor haar gepraat nie. Daar's geen manier wat hy ooit van haar kon geweet het as hy nie in die hemel was nie. En dan sien hy vir Jesus en hy beskryf vir Jesus. Wanneer hy daar wakker word, kan hy nie anders as om te praat oor dit wat hy gesien het. Die fliek het my laat wonder. Glo ek die storie wat die Bybel vertel? Glo ek werklik in dit wat die Bybel vir ons kom sê? Glo ek wat ek preek? Glo ek dat die hemel 'n werklikheid is? Vandag se preek gaan uit en uit oor geloof met een fokus. Glo jy die storie wat die Bybel vertel? En om dit te kan bewys en om met jou hieroor te kan gesels oor die woord van die Here, blaai ons na Hebreërs 11 toe. Hebreërs 11 is maar een van die tekste wat oor geloof gesels, maar ek dink is een van die belangrikste tekste wat oor geloof gesels. Jy sal dink die hele Bybel praat oor geloof. Hebreërs 11 staan nogal uit en daag ons geloof baie uit. Ek lees dit vir jou. Hebreërs 11 vanaf vers 1. Geloof is sekerheid van die dinge wat gehoop word, 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Laat hierdie woorde vir 'n oomblik 'n bietjie insink. Geloof is sekerheid en hoop in dit wat ons nie kan sien nie. Geloof is wat gebeur wanneer jy dit nie kan sien of verduidelik nie. Dit is hoekom wetenskaplikes sukkel om te glo, want hulle soek bewyse en hulle probeer van geloof 'n kopding maak, terwyl geloof eintlik 'n hartding behoort te wees. Geloof is nie iets wat ons kan uitredeneer of kan beskryf of kan verduidelik nie. Geloof is 'n ding wat ons voel. Dis iets wat in ons binneste gebeur, dit wat ons nie kan sien nie. Maar ons weet met sekerheid dat dit waar is. Ons het nie gesien hoe die dinge gebeur het waarvan die Bybel praat nie. Ons het nie vir Jesus fisies gesien nie. Maar tog weet ons hierdie dinge is waar. Hoekom weet ons dis waar? Hoekom weet ons dat die Bybel se storie waar is en dat Jesus 'n werklikheid is? Want ons glo dit met vaste sekerheid en hoop in dit wat ons nie kan sien of verduidelik nie.
Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar met lof aangaande die mense van ouds getuig is. Nou daar is natuurlik 'n verskil tussen 'n getuienis en 'n storie. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik dink aan 'n hofopset. Geen regter gaan dit goedkeur dat iemand sommer maar net kom en vertel wat hy dink gebeur het, al was hy nie daar gewees nie. Dat hy op hoor sê 'n storie kom oorvertel van sy belewenis van iets nie. 'n Regter soek iemand wat 'n ooggetuie was, wie se getuienis betroubaar is, iemand wat dalk betroubaar is. Nou daar word met lof getuig van hierdie mense van ouds. Dis nie stories wat vertel is nie, dis betroubare getuienisse. En al was almal nie ooggetuies nie, daar was iewers 'n ooggetuie wat begin het om hierdie ding oor te vertel, tot op so 'n mate dat ek en jy vandag kan weet dit is waar. Dit is so goed, my oupa vertel vir my 'n storie van iets wat met hom gebeur het. Ek was nie daar nie, ek het dit nie gesien nie, maar ek weet dis waar, want sy woord is betroubaar vir my, en ek kan dit weer aan my kinders oorvertel, en hulle kan dit glo, want die bron is betroubaar. En dis wat hier gebeur in Hebreërs 11, daar word getuig deur betroubare bronne oor die mense van ouds, maar hoor mooi wat word daar oor hulle getuig. Lees wat daar staan. Daar word oor hulle geloof getuig. Daar word nie stories vertel van hoe oulik hulle was, en hoe goed en hoe sterk en hoe magtig hulle was nie. Daar word nie stories vertel van die hoeveelheid geld wat hulle bymekaar gemaak het, of die berge wat hulle deur hulle eie mag versit het nie. Die getuienis met lof gaan oor hulle geloof. Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Gevolglik het dit wat gesien word nie uit die sigbare ontstaan nie. Nou jy sien, die wetenskaplikes vandag en eintlik al baie lank sê die wêreld het ontstaan deur 'n Big Bang, en hulle probeer dit verduidelik op hulle onverklaarbare maniere, op 'n onverstaanbare manier ook nie. Maar selfs al soek hulle na hierdie oorsprong van die wêreld, die Big Bang of wat ook al hulle dit wil noem, soek hulle na antwoorde. Ons Christene het die antwoorde in ons Bybel. Ons geloof getuig dat al kon ons dit nie sien nie, al was ons nie daar nie, ons weet dit het werklik gebeur. God het gespreek en die aarde het ontstaan. Genesis vertel vir ons dat dit deur God se woord ontstaan het. Johannes kom skryf dat daardie woord is eintlik Jesus Christus. So die wêreld het ontstaan deur Jesus. God het deur Jesus die wêreld gemaak. Jy kan dit letterlik opneem en sê logos, woord. God het sy woord gebruik, net gespreek. En dit het gebeur. En ek glo, dit moes 'n massiewe bang gewees het, toe God gesê het, laat dit wees. En boom, daar is die aarde. Ek was nie daar nie. Ek het dit nie gesien gebeur nie. Maar ek weet dis waar. Hoe weet ek? Want geloof is nie iets wat ek met my kop kan uitredeneer nie. Dit is iets wat ek in my hart voel en ek weet met sekerheid en hoop dat dit werklik gebeur het. In vers 4 en 5 word daar dan die eerste 2 voorbeelde genoem van hierdie mense van ouds, en ek gaan nie vandag vir jou lees van al hierdie mense van ouds en al die voorbeelde, so voorbeelde gaan ek bloot vir jou noem. Die eerste 2 voorbeelde wat genoem word is Abel. Abel wat 'n opregte geloof gehad het, en Henog wat met 'n suiwer geloof saam met God gewandel het. Nou hierdie 2 mense se eindes was heeltemal uiteenlopend geweest. Abel is vermoor omdat hy geglo het en omdat sy broer afgunstig was oor daardie tipe geloof wat Abel gehad het. Henog se geloof was so sterk geweest dat God hom in die hemel opgeneem het sonder dat hy ooit gesterf het. Ek weet dit klink ongelooflik, né? Dit klink soos iets wat ons nie kan glo nie, maar dis waar. Want die Bybel beskryf dit vir ons. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die beloon wat na hom soek. Nou vers 6 kom sê eintlik verskriklik baie. En ek gaan dit vir jou so eenvoudig as moontlik maak. Die eerste ding is, God is nie, jy kan nie vir God tevrede stel as jy nie in hom glo nie. Jy kan nie vir God tevrede stel as jy nie in hom glo nie. Die tweede ding wat hierdie vers vir ons kom sê is, dit is eintlik ons verantwoordelikheid om tot God te nader, om God te soek. Nou ons weet uit die stories van die Bybel, God is in meeste gevalle die een wat eerste nader, wat na ons toe kom,
Maar daarna is dit ons wat hom lewenslang moet soek na sy wil, dit wat hy wil hê ons moet doen, en na hom te soek, om hom te vind, en te doen wat reg is in sy oë. Die derde ding, wat vers 6 vir ons kom sê, is daar 'n beloning vir die wat na God soek. Ek soek nie na God omdat ek beloon gaan word nie, maar wanneer ek na God soek, dan gaan ek beloon word. En daai beloning is beter as dit wat ek nie vandag kan verduidelik. Ek vra weer vir jou die vraag, glo jy die storie wat die Bybel vertel? Vers 7 tot 13 gaan nog verder oor geloof en getuig dan nog oor 'n paar ander gelowiges, onder andere die geloof van Noag, wat 'n ark bou binne in die woestyn waar dit nog nooit gereën het nie, bou hy hierdie boot. Almal sê hy is van sy sinne beroof, maar Noag weet presies wat hy glo. Daar word die storie vertel, eintlik getuig oor Abraham, oor Isak, oor Jakob. Dit is waar die geloofsverhaal van God se volk begin het. Oor mense wat getrek het toe God vir hulle gesê het om te trek. Abraham wat alles gelos het en God gevolg het. Isak wat dieselfde gedoen het. Jakob wat dieselfde gedoen het, wat vir God gevolg het, waar hy hulle heen gelei het. Dit is geloof. Al hierdie mense het in geloof gesterf, sonder om die beloftes te ontvang. Maar hulle het dit van ver af gesien en verwelkom, en bely dat hulle uitlanders en vreemdelinge op aarde is, want die wat sodanige dinge sê, gee te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. En as hulle nog aanhou dink het in daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou hinker hulle na 'n beter een, 'n hemelse een. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad voorberei. Nou weet Hebreërs raak redelik diep en moeilik om te verklaar. Moeilik om te verstaan. Maar wat Hebreërs hier vir ons kom sê is hierdie mense van ouds met hierdie sterk geloof waarvan daar gepraat word, het dit nie gedoen om beloon te word nie. Hulle het nie geglo om iets te ontvang nie. Hulle het geglo want hulle het 'n ontmoeting met die lewende God gehad. Ek dink so aan Abraham, wat na Sara toe moes gaan, net nadat hy met God gepraat het, eintlik nadat God met hom gepraat het, dat hy vir Sara sou moes sê, my vrou, ons moet trek, want God het so gesê. 'n God wat hy nog nooit gesien het nie, dit wat hy nie kan beskryf nie, maar hulle doen dit. Ek dink aan Noag, wat terwyl hy besig is om die ark te bou, vir sy vrou moet sê, my vrou, ek is nie besig met iets wat ek vir my sinne beroof is nie, ek is besig met dit wat God my beveel het. Ek glo, dis my geloof wat hierdie doen. Ek dink aan daardie eerste gesprekke, en ek weet dat dit ongelooflik geklink. Vir hulle vrouens veral, vir die mense rondom hulle, dit moes ongelooflik geklink het. Hoe kan jy vir my sê, God sê ek moet dit en dit doen? Maar ek het hom nog nooit gesien nie. Miskien is die getuienis wat jy oor God het ook van so 'n aard, dat mense sê, dit is ongelooflik. Vers 17 tot 31 het nog 'n paar voorbeelde van geloof genoem, onder andere die van Moses. Moses wat 'n volk moet lei uit die magtige Egiptiese ryk uit, in 'n woestyn in, na 'n beloofde land vir 40 jaar. Dit was geloof. Daar gekom vertel hulle die storie van Rahab, die prostituut, wie se geloof haar gered het, letterlik. Toe die Jerigo se mure val, het haar huis bly staan, want sy het geglo. En wat moet ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek om te vertel van Gideon, Barak, Samson, Jefta, Dawid, en ook van Samuel en die profete. Hulle wat deur geloof koninkryke verower het, wat gedoen het wat reg is, wat beloftes verkry het, wat die bekke van leeu's toegestop het, wat die geweld van vuur geblus, die skerte van die swaard ontvlug het, wat krag ontvang het in hulle swakheid, wat magtig geword het in oorlogvoering, wat slagordes van vreemdes afgeweer het. Die Bybel is vol van getuienisse oor geloof. Hier word maar 'n paar voorbeelde genoem. Glo jy die storie
wat die Bybel vertel. En hoewel daar oor al hierdie mense van wie hulle geloof met lof getuig is, het hulle nie die belofte ontvang nie, aangesien God iets beters vir ons voorsien het, sodat hulle nie sonder ons volmaak gemaak sou word nie. Hebreërs 1 eindig op 'n baie uitdagende manier, wat kom sê dat baie van hierdie gelowige figure, hierdie groot gelowige figure, het nooit eers gesien dat hierdie beloftes gebeur nie. God het 'n ding vir hulle beloof en dit het gebeur, maar nie in hulle lewenstyd nie. Hulle het dit nie gesien nie. Maar jy sien, hulle het nooit geglo sodat hulle sou ontvang nie. Hulle het geglo omdat hulle ontmoeting met God gehad het. In die fliek Heaven is for Real word Dominee Todd se geloof werklik getoets. En op een deel kom sê dat die hemel was nog altyd gebruik as 'n insentief vir mense om te sê, glo sodat jy kan hemel toe gaan. En aan die ander kant was hel nog altyd gebruik as 'n bangmaak storie om vir mense te sê, as jy nie glo nie, gaan jy hel toe gaan. Vriende, ons kan nie vandag meer glo sodat ons moet hemel toe gaan nie. En ons kan ook nie glo omdat ons bang is ons gaan hel toe nie. Ons moet glo omdat ons 'n belewenis van God gehad het, iewers in ons lewens. Ons glo want ons ken vir God op 'n manier. Elkeen miskien op ons eie unieke manier. Ons glo, want dit is wat daar staan. Ek sê weer, geloof is nie 'n kopding nie. Dit is 'n hartding. Want geloof is sekerheid en hoop in dit wat ek en jy nie kan sien nie. Dit wat ons nie kan verduidelik nie. Dis wat geloof is. Glo jy die storie wat die Bybel vertel? Stel 'n bietjie selfondersoek in. Glo jy nog die storie? Glo jy hierdie storie? Jy sien, ons is gelukkig in die gereformeerde kerk dat ons voorvaders ons gehelp het om die hele Bybel te probeer saamvat in geloofsbelijdenis. Nou natuurlik kan jy nie die hele Bybel sommer net in een belydenis saamvat nie. Maar ons kan vandag 'n bietjie hierna kyk na die apostoliese geloofsbelijdenis. Om te sê dit is wat ons glo. Ek help jou hiermee en ek vra jou om dalk ook jouself uit te daag en vir jouself te vra, glo ek nog wat ek hier bely, Sondag na Sondag? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Na jy die getuienis van die mense van ouds gehoor het in 'n paar kort verhale. En terwyl jy weet wat geloof is, die sekerheid in dit wat ons nie kan sien nie. En as jy luister na 'n geloofsbelijdenis, waar jy fisies bely wat jy glo, vra ek weer vir jou die vraag, glo jy in die storie wat die Bybel vertel? Ek doen. Ek glo die storie wat die Bybel vertel. En ek hoop van harte, jy ook. Amen.